Dit is tyd om geldsaake te bespreek met niemand anders nie as ons eie minister van Finansies, Thys van Sail. Wins of verlies, Thys? Ja, het is lekker om hier so te wees. Jy weet, laat ons so sê vanoggend Pieter, 5:15, 20:05. Ja, is dit 5 uur se kant. Ja. Lekker laat julle twee. Liks. Ek wil vir julle dames vra, hoe laat staan julle op in die oggende? 3 uur. Regtig. Ek staan tussen 2:30 en 3 uur op, ja. Dis commitment, hè? Yes. En hier is ons nou. En hulle gaan slaap nie noodwendig 10 uur vanmôre. Vat 'n ysbad en dan's lê. Hoor eens, ons gaan 'n bietjie gesels. Ons het 'n paar artikels wat ek uitgehaal het by Bloomberg, rondom wins en verlies. Eerste gesprek hier sommer lekker saam met julle Uber. Okay. Wie van julle gebruik Uber of wie het al Uber gebruik? Ja, Ons almal Dis het maar al. 'n algemene ding. Dit is maar nou selfs 'n werkwoord. Yes. Ek gaan so toe Uber. Ja, Ja. Uber sien toe Uber terug. Ja. Dit is so eenvoudig as dit. So nou daar's baie kompetisie soos met enigiets soos byvoorbeeld wat tech het. Soos wat Bloomberg basies weet nou 'n artikel gedoen het en wat hulle basies sê het dat hulle moet nuwe innoverende maniere kry, jy weet, om weer hulle gewone kliënte wat nou nie meer hulle kliënte is nie, weer terug te win. En ek dink ons kry daai tendens in Suid-Afrika ook om te sê ja, ons het Uber, maar ons het 'n klompie ander dienste wat ook bygekom het wat in my opinie nie noodwendig 'n negatiewe ding is nie. En so met ander woorde, hierdie goedjies is besig om te gebeur, maar die noodlot vir Uber hier was gewees is dat hulle tariewe moes aanpas met ongeveer 50% om net by die kompetisie te kan byhou. So jy het monopolie en dan moet jy jou pryse aanpas met 50% basies jy weet om by die kompetisie te hou. So met ander woorde, as die kompetisie 50% reeds goedkoper is, wat jou winsmarges wat 'n Uber byvoorbeeld gemaak het. So die lekker deel daarvan is weer eens om te sê disruptive tech. As jy gaan kyk, is dit eenvoudig om te sê, maar hy maak nou 'n klomp geld, so met ander woorde cash hom in. Is 'n goeie aandeel om byvoorbeeld ook aan te behoort of 'n private belegging byvoorbeeld daarin te stoot, maar daai goedjies het maar alles 'n raktydperk en dan sluit basies weet dan maar net afkom en hy sal homself dan maar stimuleer op 'n ander manier. Wat jy daai woord stimuleer. Ek dink is amper die verkeerde woord om te gebruik met 'n aandeel, maar ons gebruik dit, stimulerende aandele. Okay. So as ons weer eens nou die volgende storie gaan kyk na private credit. So met ander woorde, private credit is tipiese tipe van 'n model wat jy gaan gebruik om byvoorbeeld 'n nuwe opgeboude tipe van maatskappye in te kan koop. So hierdie tendens is nie 'n nuwe ding in die Suid-Afrikaanse mark of in die internasionale mark nie, maar hy is so groot soos $1.6 triljoen. Okay. So daai is 'n magdom van geld. Okay, en dit lê in privaat sektor hande. Okay. En hoe dit dan byvoorbeeld werk is, jy kry byvoorbeeld 'n general partner wat natuurlik jy weet jou finansiële instansie sal wees of 'n fondsbestuurder sal wees of 'n konsortium of wat soms sal wees wat basies weet die administrasie hanteer en natuurlik die deal setting, die deal stack sal bou en natuurlik na die maatskappy kyk ook na die tyd. En dan kry jy limited partners. Okay, en jou limited partner is byvoorbeeld nou waar jy byvoorbeeld inkom Elsa en jy sê luister, ek het R1 miljoen, so met ander woorde, hierdie konsep maak vir my sin, dit's 'n nuwe tech wat sal maatskappy, so met ander woorde, ek gaan in hierdie konsortium in belê in private credit en basies weet het ek 'n verwagting van X. So met ander woorde, die private credit mark het op hierdie stadium so groot geword, jy weet dat dit 'n tendens veroorsaak dat klein en medium maatskappye byvoorbeeld eerder daar sal gaan krediet aansoek doen plaas voor wat hulle byvoorbeeld na 'n instansionele bank toe sal gaan. Want terme is baie keer meer favorable en as op die einde van die dag kyk op default is daar meer favorable terms en natuurlik as ons ook gaan kyk uitbreiding en jy het skin in the game. So met ander woorde dis baie belangrik. Waar 'n bank sal byvoorbeeld nie altyd skin in the game hê nie, hy sal byvoorbeeld collateral vat, maar waar byvoorbeeld 'n privaat kredietmaatskappy sal sê okay, ek het self ook ekwiteit binne in hierdie maatskappy. So ons is vernote in hierdie maatskappy. Dan kry jy natuurlik privaat ekwiteit wat 'n heeltemal 'n ander tipe animal is waar as ou gaan kyk private credit, private equity. Private equity is natuurlik iets waarvoor ek baie meer lief voor is, want daar is absoluut 'n baie skin in the game en jy is heeltemal deel van die wat se organisasie. Jy kan saam besluite neem en die veiligheid daarvan is daar's altyd 'n bate. Waar private credit baie keer nie 'n bate sal hê nie. So met ander woorde dan het jy altyd daai ding van jy kan kapitaal verloor. Okay. Die volgende berig bietjie waarna ons gaan kyk is natuurlik China. Die dinge raak warm. So ons het nou oor die naweek gesien, daar's natuurlik 'n baie groot span wat in China toegeken is om met die Amerikaanse amper sê ambassade of ek het nou net ambassade gesê, ons gaan maar net by dit, maar dis nie die ambassade nie, wat by die Amerikaanse rondetafel natuurlik geonderhandel het op die tariefverhogings van ongeveer 120% wat voorgestel was. Dit lyk vir my of hulle nou by 'n pause plug and play gaan uitkom van ongeveer so 30%, maar dit is natuurlik nog steeds baie negatief vir die klein en medium
maatskappye in Amerika wat natuurlik invoer en uitvoer onafhanklikheid het. So met ander woorde daar's nog 'n klein bietjie stoei wat rondom die tafel gebeur, maar die feit dat China opgedaag het met 'n A-span is definitief dit is net eenvoudig die proef is in die pudding om van 120 na 30 toe te gaan en daar's nog steeds 'n klein bietjie kan ek dink waar hulle nog mekaar kan vind, maar andersins dink ek gaan hy draai by 20-25% my projeksie met sekere watsaamlyne wat heeltemal uitgesluit sal word wat glad nie tariefverhoging sal opgeplaas sal wees nie. Baie interessant natuurlik is 'n ou bietjie vir Donald Trump dophou waar hy rondbeweeg in hierdie week is hy by Saudi-Arabië, hy's natuurlik by die Emirates by Dubai en natuurlik die wat is dit? Elsa AIE. AIE. Ja, hy is daar. Ja, die Alright, Verenigde Arabiese Emirate. Sy, dankie julle. Hoor, ek is so goeie kollegas. So met ander woorde, hy's nou 'n bietjie daar besig met 'n klomp soeks en 'n klomp dinge en natuurlik met 'n klomp prinse en dit lyk vir my of hy daarso baie klompie tegnologiese transaksies aangaan. So met ander woorde, miskien is die Midde-Ooste die volgende wat saam China tot 'n groot maat en ons moet ook nie vergeet van Indië, Pakistan en natuurlik jy weet in die Europese lande soos byvoorbeeld die UK, daar's ook 'n klomp deals daar ook gemaak. So ek sal relatief positief waarmee Donald Trump nou besig is in die rigting waar hy nou ingaan. So met ander woorde baie aggressief begin, maar as ou gaan kyk nou maak hy deals en ek dink ja, dit is wat Donald doen. Hy maak deals en die wêreld is oop en ek dink ja, sy taktiek is nie altyd wat snaam so 'n bietjie wisselvallig, maar he gets the job done en ek dink ja vir die algemene man op straat en vir ons ook as Suid-Afrikaners en natuurlik Cyril Ramaphosa wat ook 'n draai daar gaan maak in volgende week, dink ek kan daar net positiwiteit uit hierdie ding uit wat sal ontspring. En dit is natuurlik vir my wins en verlies. Jy weet 'n paar artikels en goedjies wat impakte kan maak op jou besluite en natuurlik weer eens, hier is my opinie. As jy my advies wil hê, maak jy 'n afspraak met my en dan gee ek jou advies. Tuis, jy kom asof jy gestuur is, want ek wil nou net jou opinie gevra het oor iets, want ek het nou nie nog 'n afspraak gemaak by jou nie. Die stand van dinge nou met baie Suid-Afrikaners finansiëel is mens wil oral geld spaar waar jy kan. En 'n groot plek waar jy eintlik geld kan spaar is op jou motorpaaiement. Maar daar is iets soos 'n reswaarde wat regtig kan lyk asof jou paaiement bietjie laer is, maar dan aan die einde van die dag betaal jy eintlik soveel meer vir daai motor in die lang termyn. Wat is jou opinie oor reswaarde en motors? Ek dink kom ons begin by daai woord ballonbetaling. Jy weet so ek myself het ek al 'n ballonbetaling gebruik in my finansiering van motors oor my tydperk van finansiering. Ja, ek het al. Maar jy het veral toe ek jonger was en veral toe ou nou maar bietjie jou uitgawes baie meer moet sny. Nie dat ek dit nie sny nie, jy moet nog steeds alledaags. Maar ek bedoel, kom ek vra die vraag terug na julle drie toe. Het julle al ooit 'n ballonbetaling gemaak? Ingewerk? Ja, absoluut. Maar het julle dit verstaan? Jy weet soos wat dit aan jou verduidelik was. Ek dink nie ek was ingelig genoeg gewees om dit te verstaan nie, want dit is nogal 'n ingewikkelde proses, want jy sê net, o, my paaiement gaan R4.000 wees en dan aan die einde van 4 jaar moet ek net R40.000. Jy dink nie so ver eintlik nie. Jy dink nie so ver vooruit nie. Kyk, die kort en die lank is as 'n ou voertuig gaan koop, die beste ding wat jy moontlik kan doen is om altyd ten minste 'n deposito te probeer neersit. Want uit die aard van die saak, jou transaksietydperk, kom ons sê is 5 jaar, is daar 'n rentekomponent wat moet terugbetaal word. So met ander woorde, hoe minder jy leen, hoe minder rente gaan jy terugbetaal. So dit is eenvoudig so vir dit werk. Maar as jy nie 'n deposito het nie, dan kan jy byvoorbeeld en 'n deposito maak ook jou paaiement outomaties minder van dag 1 af. So as jy byvoorbeeld nie 'n deposito het nie, dan kan jy byvoorbeeld ingaan op 'n ballonbetaling en sê, maar kom ons werk my deposito byvoorbeeld agteruit. Okay, soos byvoorbeeld 'n 20% ballonbetaling of wat jy ook al dan nou vir kwalifiseer, wat ook al die geval mag wees. So dan word dit nou kry jy die voordeel van byvoorbeeld ek betaal minder. So ja, soos wat die voorbeeld wat ons gemaak het in die Moneyweb artikel, het ons gesê ja, daai persoon betaal R1.000 minder as sy broer wat R1.000 meer betaal. Die een het 'n ballonbetaling, die ander een het nie 'n ballonbetaling nie. So as ons 'n illustrasie hier agter kan gebruik, jy weet net om vir julle op 'n prentjie te wys. Ek is maar 'n prentjie mens. Op hierdie stadiums kan die sonnetjie vir jou baie daar. Nee. So as gaan nou sy agter my is, dan kan ons dan daar's jou ballonne. Ja, kom ons pop hulle. Nee, dis 'n ander prentjie. Alright, so as hy opkom sal dit gaan as sy. Alright, so basies jy weet is dit so eenvoudig soos dit. Jy gaan byvoorbeeld hierdie gedeelte van jou voertuig in die finansier.
Okay. Hierdie gedeelte van jou voertuig basies word in 'n ballon geplaas. So jy finansier hom eers wanneer jou eerste afbetalingstransaksie klaar is, dan basies dan moet jy met 'n lomsom moet jy basies daai ander betaling nou gaan maak. Okay. So met ander woorde, die voertuig word nog steeds nie joune nie tot die laaste betaling gemaak is. So nou sit jy dan 5 jaar en jy sit in 'n tendens van ek sit dalk met 80,000 wat ek nog addisioneel moet betaal, maar die ou wat sommer R1000 ekstra betaal het wat nie 'n ballonbetaling vat het, dit word sy voertuig. Okay. Nou hierso is dit nou. Okay. So as ek byvoorbeeld vandag R1000 wegsit vir die volgende 5 jaar in 'n belastingvriendelike wat saam plan tax-free savings plan. Okay. Met hierdie voorbeeld wat hulle op Moneyweb geskryf het, so ek het R1000 per maand. Dan kom ek ongeveer uit na 5 jaar dieselfde termyn by omtrent 110,000. Okay. Nou ek moet dan net 80,000 terugbetaal, so met ander woorde ek sit met 'n addisionele R40,000 in my sak. Okay, waarmee ek 'n volgende deposito mee kan gaan betaal. Nou, die ander kant van die saak is natuurlik, gedurende die tydperk, kom ons sê jy kom by 36 maande uit en jy val in 'n baie slegte plek. Nou moet jy basies jou kar gaan verkoop want jy kan hom nie meer bekostig om korttermyn skuld te delg nie, maar nou het jy hierdie finansieringsplan of hierdie spaarplan wat jy kan uithaal, jy betaal minder en jy kan nog jou voertuig hou. So weer eens, dit hang af hoe jy daarna kyk. En as jy R1000 minder gaan betaal, sit dit dan net in 'n watsom spaarplan scenario. So met ander woorde, ja, is dit lazy of is dit wat soms slim, soos vir die artikel sal verwys. Ek sê ja, as dit lazy is, slim is dit slim. Maar daar's nie te veel fout met 'n ballonbetaling as jy dit gaan reg bestuur nie. Ja. Luister, ek wil net sê, hierdie verdien 'n nee. Hy verdien nie, jy het gesien hoe sy in die mode in. Daar's hy, crowd cheer. Jy kon nou knoppie opspoor. Nou onthou, jy kan ook op Goeiemôre, Good Morning adverteer. Ons sal jou later meer vertel, maar intussen kan jy ingeskakel bly vir die res van die program net hierna.